Wanneer jy mens jou boek lees, dan word mens opnuut bewus daarvan dat daar baie tradisie in die parlement is, die manier hoe dit gedoen word, en so meer. Waarom dink jy hou die parlement so vas aan hierdie eeuwe-oue tradisies? Die parlement het 'n 800 jaar geskiedenis. Met ander woorde, hy kom uit die ou Britse stelsel uit en ons het baie van die goed oorgeërf van daar af. So goed wat nie sin maak nie, as jy gaan kyk, en ek stel baie in die geskiedenis belang, en dan het ek gaan kyk, en die biblioteek is 'n fantastiese biblioteek in die parlement wat jou kan help daarmee. En dan het ek nou gaan kyk, hoekom het daar 2 kamers? Hoekom net een nie? Jy weet, as dit 'n kamer, 2 kamer, ander besighede gemaak 'n besluit op een kant, nou moet elke ding na 'n tweede kamer toe gaan. Hoekom word die speaker genoem, hy praat omtrent nooit nie. En swepe, waar kom hulle vandaan? En al daai goed gaan terug in die Britse tradisies, dit kom nie van ons af nie. En dan is dit tog belangrik om dit te hou. Ek het altyd 'n skool met 'n tradisie, met die foto's daar van die verlede, in die hoofde, en prestasies, of selfs universiteit of 'n koshuis, so as dit tog iets in. Dan kan 'n punt kom waar tradisies begin onprakties raak. En dan moet mense dit los, maar in sekere mate dra tradisies ook oor, en jy voel jy word deel van iets wat groter as jy is. Hierdie ding is 800 jaar oud, en hierdie ding kom van daai tyd af, en van daai tyd af, dan is dit tog belangrik. En dit is ongelukkig so dat baie van die tradisies het na die 94 verlore gegaan, omdat die ANC nie enige waarde daarin heg nie. En dit is miskien jammer in 'n mate. Nou, hulle het per omgee gehou, vat maar swepe byvoorbeeld. Nou sweep, wat is die woord? Hulle het onmiddellik gesê, toe hulle daar aankom, dit moet nou die Afrikaners wees. Dit het die Ossewa brandwag, of dis 'n voortrekker getrek, vir sweep eintlik, verander die woord. En toe het hulle gaan kyk, waar kom dit vandaan? Dit kom uit die Britse tradisie. En die koning het nie gehou van die gewone mense nie, hulle het hom gepla. En daarom het Engeland 'n House of Commons vir die gewone mense en 'n House of Lords vir die koningse mense. En die koning het gesê, die twee, hy kan besluit nie met Commons, maar dan moet die Lords, sy vriende, dit ook goedkeur, en daarmee is hy seker, daar gaan nie wille besluite geneem word nie. Maar nou kan partykeer die parlement vir 'n paar jaar nie by mekaar gekom nie, maar nou wil die koning 'n kasteel bou of 'n ding, en nou moet hy die Commons kry, want hy kan nie daar sonder nie. En toe het hy nog gesê, om die Commons by mekaar te kry, en toe gebruik hy 'n term wat gebruik word by hulle perdesport, want die Britte het hierdie ontspanning vir die elite, waar hulle fox hunt, almal op 'n perd, jy moet 'n rooi baadjie aan, jy moet 'n swart pet op hê, en dan almal ry 'n perd in die arme, jakkals die hardloop, en 'n klomp honde jaag hom. En dan is daar ook 'n whipper, en dis die man wat die klomp honde by mekaar moet hou. En toe die koning gesê, go and whip those common people together, dat ons kan 'n besluit neem. En die woordjie whip kom van daar af, sweep eintlik, en tot vandag toe is daar in die Britse parlement, en ek deur die hele wêreld, Amerikaanse parlement, en Kenia se parlement, is daar swepe, en Indiese parlement, is daar swepe, en die sweep se werk is om as organiseerder op te tree. Elke party moet 'n sweep hê, of meer as een, en eenmal 'n week is daar 'n vergadering van die swepe, wat by mekaar kom en sê, hoe lyk volgende week? Wat gaan ons oor praat, en dan moet saam beplan word, hoeveel tyd kry elkeen en al die goed. So hulle speel 'n belangrike rol in die parlement, maar niemand weet die woord nie, en die ANC het toe die woord behou, snaaks genoeg. Ek sien in die swepekamer, het hulle wel 'n sweep teen die muur gaan sit. Ag, nou 'n sweep teen die muur daar, maar dis hulle swepekamer. So dit het behoue gebly. Maar daar's ander tradisies wat nie meer tipies Suid-Afrika is, wat ek jammer is verlore gegaan het, wat iets van ons geskiedenis vertel. Een snaakse tradisie, toe ek in die parlement kom, en jy sit op die galery, en jy vat in die reëling om te kyk wat hier onder aangaan, dan kom die beamptens en jy mag nie die reëling vat nie. Skrik jou dood, wat jy nou verkeerd gedoen, en ek nog, kom mag jy nie die reëling vat nie. Toe ek nou gaan kyk in die ou geskiedenis, in 1922 was daar groot mynwerkersstaking en mynwerkersprobleme, en hulle wou die minister sien met hulle griewe. Toe weier hy in Pretoria om hulle te sien. Toe gaan hulle Kaap toe weier hy om hulle te sien. Toe gaan hulle in die parlement die middag, en sit in die galery met 'n ketting, hulle ketting hulle self vas in die reëling met 'n slot, sonder die sleutel, en hulle wag tot die parlement begin, toe staan hulle op, en lees hulle griewe voor. Die speaker sê, ek mag nie verwyder hulle, maar hulle kan nie, die ketting is daar. Toe het die parlement vandag, en hulle moes toe verwyder word, en toe maak hy 'n nuwe reëling, niemand mag aan die reëling vat nie. So dit maak nie sin nie, op later jare nie, maar dit vertel 'n storie, dit vertel 'n geskiedenis. In die 30er jare het die parlementsoomies nie motors gehad nog nie, so hulle sit parlement, en dan ry hulle trein huis toe. Nou, as jy die Kaap ken, parlement is bo by Adderleystraat, die stasie is in die onderkant. En ons is nou Britse kolonie, Britse reëls. So die parlement vandag, ek dink as jy my 11 die aand, ek kan nie onthou die tyd nie, en die aandsittings 11 my laaste trein trek net na 11. Nou vandag die parlement, dan hardloop die oomies af onder toe, en dan haal hulle nie die trein. Toe gaan vra die speaker, kan ons nie 10:30 vandag nie. Dan sit meer tyd in ons met die speaker. Engelse 11 ons hou by die reëls. Toe maak 'n boereplan. Toe gaan hulle en stel die horlosie 5 minute vorentoe. En die speaker het nie agtergekom nie, so nou is dit nog 11:05, dan so vandag die parlement, dan het hulle ekstra tyd, dan maak hulle dit. En na 2 weke toe kom jy dit agter, sê hulle, maar dis miskien 'n goeie kompromie.
So toe ek in die parlement kom jare later, toe is die horlosie nog steeds verkeerd daar in die raadsaal. En ek het baie keer gesien mense in die galery, nou sit in die galery, hier is die president en die ministers almal hier onder in die horlosie en ek kyk op sy horlosie en dan stel hy sy horlosie volgens daai een weet nie dis verkeerd nie. Nou goed, die ANC het verander. Dit is nie meer daar nie, is jammer, maar dit tog 'n storie vertel van die geskiedenis, ja. Hoe het die parlement oor die jare verander? Nie net polities nie, maar ook in terme van kultuur en die manier hoe mense met mekaar omgaan. Ek dink mense moet maar aanvaar 94 was 'n ingrypende verandering. Dit was 'n verandering. In die opsig, kom ek sê die parlement, kom ek vat net ding soos debatstyl. Is tog belangrik wat so goeie styl om te kan debatteer. Nou moet ek weer teruggaan na die Britte toe. Die Britse parlement het al die heel eerste keer bymekaar gekom 28 jaar terug in 'n klein kapelletjie. Nou as jy kyk, weet, lyk 'n Afrikaanse kapel, as jy koorbankies so dweerskante kyk na mekaar toe en die altaar staan daar aan die ander kant en hulle het so die koorbankies gesit die kant by common people en die altaar daar het die speaker voorgesit en met hom gepraat en gedebatteer. En daar is toe lank geargumenteer ook wat is 'n goeie afstand vir debat. En onthou daai tyd is alles beklei met swaarde en al die goed. Toe staan gesê nee, maar goed, 'n goeie afstand is die afstand van 'n man se arm plus 'n swaard plus 'n duim, Britse term, plus sy ander kant se swaard en ander duim. So as jy kwaad is, kan jy by mekaar kom nie. So jy word geforseer om te praat. Nou, dis kan 'n apokryfe storie wees. Ek kon nie bevestig ver nie, maar daarom is daar 2 rooi strepe op die Britse parlement se vloer en jy moet agter die strepe staan as jy praat en dit is 'n goeie debatafstand. Verder skree jy op mekaar, nader gryp jy dalk mekaar en daar sit waarheid in. Nou, met die 3-kamer parlement het ons toe nog geskuif na die groter saal wat in 'n hoef is. En onmiddellik het die debatstyl verander. Nou is daar 'n podium voor waar jy praat. Ou parlement het jy daar gestaan tussen jou partylede. Hulle sê gooi kole Pieter, gooi kole. En nou is beklei jy en 'n ramkat oorkant want jy het 'n bietjie hulp hier by jou. Nou staan jy vinger alleen deur ver, niemand naby jou nie en jy praat van 'n podium af. En die ander debat van verandering is die ou dae se debat was dan nie vooraf 'n sprekerslys nie. Die sweep bepaal wie is die volgende spreker. So sê maar dit is 'n poskantoor. Dan het elke party sy poskantoorgroep. Dis die parlementslede wat daarin spesialiseer. En hulle berei voor vir die debat. Maar hierdie ouers sê maar op posseels en daai is op nuwe poskantore. En dan praat daai kant en dan sê die sweep, man hy het nou oor dit gepraat, ek dink jy moet hom antwoord. En dan kry jy geleentheid en dan sit 'n wisselwerking. Na daai tyd is dit nou 'n sprekerslys wat amper 2 dae voor die tyd beskikbaar is. So al die sprekers se name staan daar. En die effek is dit word 'n klompie lesings. Een na die ander praat met mekaar en daar's baie min wisselwerking. Jy kry bietjie wisselwerking by vraatyd en dis al wat daar wisselwerking is en ek mis dit bietjie. Dis jammer want ek het baie keer woedend kwaad met die hoofpyn uitgestap, maar dit is belangrik om mekaar in die oë te kyk en te kan debatteer. So dit het in 'n groot mate verander wat ek dink jammer is. Die styl is maar een voorbeeld van die nuwe parlement.